Die Buffelbul van Inyatikulu episode 34. En hier is net 'n waarskuwing. Hierdie episode is stoomend warm. As jy nie wil luister nie, slaan verkieslik oor. Ek sit dit definitief in die kategorie van 2 tot 18. Jy het 10 minute om te pak, dreig Luca toe Larry met haar Land Rover by die 5-kamp onder haar afdak stilhou. Ek gaan gou vir ons daai chop en dop laai. En wat eet ons daarby? Vra Larry wanneer hulle albei uitklim. Aartappelslaai, wortel en beetslaai en broodrolletjies wat ons by Spar op pad gaan koop, sê Luca. Hy wil omdraai na sy plek toe draf stap, maar dan val iets om by. En onthou jou swemklere, daar is 'n jacuzzi op die stoep. Sy draai haar kop skuins en loer na hom onder deur haar wenkbroue. Wie het swemklere daarvoor nodig? Vra sy, wat natuurlik maak dat Luca vir 'n oomblik uit asem na haar staan en kyk. Toe kom hy nader, terwyl sy oë in hare boor. En jy beloof dat dit nie ons vriendskap gaan opkoffie nie? Nee, Luca, hopelik nie, sien jou net nou. Larry is 'n klein bietjie teleurgesteld oor sy woordkeuse, want dit wat tussen hulle gaan gebeur, is wat haar aanbetref veel meer as net vriendskap. Sy's mal oor hom, eintlik uit haar sokkies, verlief op hom, maar dit is duidelik soos daglig, dat daar niks meer as vriendskap van Luca se kant af gaan kom nie. Vriendskap natuurlik met byvoordele. Hulle gaan liefde maak, maar sy moenie dink dat Luca die L-woord ooit gaan gebruik terwyl dit gebeur nie. En beslis ook nie na die tyd nie. Daarvoor is sy kop te reguit opgeskroef. Hierdie buffelbul word nie deur die liefde omgetik nie. Nee. Maar die idee om vanaand in sy arms te wees, dryf haar natuurlik tot rasernij. Al gebeur daar niks verder tussen hulle ooit weer in hulle lewe nie, is dit al wat sy begeer vir nou. En as dit eendag weer moet verbygaan, is dit maar soos alle goeie dinge, wat nie vir altyd op die aarde kan wees nie. Maar eerder kies sy dit so, as om nooit Luca's sin te kon gewees het nie. Sy pak, gooi haar mooiste slaapgoedjies in haar oornagsak en ekstra klere vir môre. Maar eintlik wil haar kop nie eens aan môre dink nie. Vandag en vanaand moet liefs nooit ooit verbygaan nie. Hulle koop die slaai en broodrolletjies by Spar, koffie met melkpoeier en suiker in, beskuit om môreoggend daarmee saam te eet, hout, aanstekers en vuurhoutjies. En daar by hulle bestemming is die pad presies net soos wat Luca dit beskryf het. Dit klouter al hoe steiler teen die berg op en die uitsig van Kraansnes huisie nommer 1, een wat vir altyd aanhou. Hulle laai af, stap teen die trappe op tot deur en Luca maak die deur van die huisie agter hom toe. Hy vou haar in sy arms toe, streel met sy een hand oor haar rug, voordat hy haar ken met sy hand oplig. Hy kyk eers weer lank in haar oë, voordat hy afbuk en haar lippe met sy mond opeis. As dit vanoggend was die aksie seker ruw en haastig, maar nou werk Luca sag en romanties met haar. Hy maak die knopies van haar blouse los en druk haar op die bed neer. Hy sak op sy knieë voor haar af, waar die reg blouse van haar skouer aftrek. Hy trek sy asem in, voordat haar saggies deur die onderkleertjie wat nog daar sit, soen. Jy is pragtig, sug hy uit die diepte van sy binneste. Dankie dat jy my genoeg vertrou, dat ons hierdie wonderlike herinnering saam kan maak. Miskien is dit romanties, maar moet die man dit so lank uittrek. Larry maak haar bra haastig los en Luca help haar uit daardie lastige stukkie kledingstuk en toe begin sy om die gordel wat hy met sy denimbroek dra los te maak. En sy gulp, en wanneer sy wil vat, hou hy haar hande eers terug. Hy het ander planne met haar, planne wat haar onder sy behendige hande en mond laat wring, en teen die tyd dat hy op haar afsak, is dit net 'n kwessie van 'n oomblik, voordat hy haar oor die hoogste rand stuur, en homself daarmee saam. Die oomblik is groot, hulle wag 'n oomblik vir 2 stelle hartkloppe wat dreig om met hulle weg te hardloop.
Uiteindelik rol Luka op sy sy en streel met sy vinger oor haar voorkop, neus en lippe. Wanneer hy so in haar oë kyk, weet sy dat sy nog nooit so na aan 'n man gevoel het nie, as wat sy op die oomblik teenoor Luka voel nie. Sy wil nooit in haar lewe weer sonder hom wees nie. Sy wil hierdie oomblik oor en oor met hom deel. Gevaarlik so. Larry begin lag om die intensiteit van die oomblik te verbreek en Lukas se oë word sag wanneer hy opstaan om water in die Miri borrelbad op die beskutte stoep te gaan tap. Daarna gaan skink hy vir haar 'n glas wyn en bring vir homself 'n bier nader. Hy klim eerste in en wys vir haar om in sy arms tussen sy bene te gaan sit. En daar in die luukse, geurige, borrelende skuim verdwyn die son agter die hoogste pieke agter hulle. Die water bly warm, maar die lug rondom hulle raak koel en hulle klim naderhand uit om droog en warm te gaan aantrek. Luka maak 'n vuurtjie en bring die skaap choppies nader om te braai, terwyl Larry vir hulle die rolletjies smeer. Hulle gaan eet binne, want met die gordyne oop, kyk hulle steeds uit oor die mooiste deel van die laafveld, waar die bome nou die langste van lang skaduwees gooi. 'n Ent verder is die kreerwiltuin, die lebomboes getooi in die laaste goud, wat aan die ander kant van die Indiese Oseaan af, is dit pragtig blou, net soos wat Luka vertel het. Hoekom kan hulle nie altyd hier bly nie? Hoekom moet goeie dinge altyd tot 'n einde kom? Waarskynlik omdat net een ding gewaarborg is, en dit is dat niks altyd sal bly soos wat dit is nie. Goed gaan verby, maar sleg gaan darm ook verby. Larry was die skottelgoed en Luka kom staan by haar. Hy leun oor haar en haal 'n afdroog lap van sy hangplek af. En toe buk hy oor en soen haar lank en innig, voordat hy die lap verder gebruik om droog te maak en weg te pak. Wanneer hulle uiteindelik besluit om te gaan slaap, neem Luka Larry weer in sy arms, die keer saag en stadig en deeglik. Hy is verstom oor hoe die hele ding hom raak. Hy het al soveel vroumense in sy lewe gehad, maar hierdie een is vir hom meer spesiaal as enigiets anders. Dit raak nie net sy lyf nie, die hele ding praat met sy hart, sy siel, en iets in sy verstand wil vir hom wys maak dat sy lewe nooit weer dieselfde gaan wees nie. Hy is waarskynlik in die moeilikheid. Miskien is dit hoe dit voel om op iemand verlief te raak. Vir die eerste keer is hy nie besig om planne te maak om van daardie iemand ontslae te raak, nog voordat 'n verhouding begin het nie. Alhoewel hy besef dat hy en Larry eintlik al 'n bietjie van 'n verhouding gehad het, voordat vandag gebeur het. Hulle is maats, hulle verstaan mekaar. Sy is sy maatjie. Hy kan dit miskien vir haar gesê het, maar nee, hy wil nie verwagtinge skep nie. Wat as hy môre wakker word en dan voel hy nie meer so nie? Van die blote gedagte van vir altyd en altyd saam of tot die dood ons skei, maak hom soos altyd vreesbevange. Hy wil vry wees om te kom en gaan soos wat hy wil. Hy sien uit daarna om volgende week 'n slag weer op sy eie na die trons toe te ry. Met of sonder Dirk, want hy het net 'n vermoede dat die man gaan uitdraai, nou dat hy en Magda mos vrede gemaak het. Nee, hulle maak meer as net vrede. Hy onthou mos dat die man mal genoeg was om met die vrou te wou trou destyds. Mag hy wat Lukas net nooit in sy lewe ook so mal word nie. Iewers in die nag word Luka wakker en besef dat hy koud kry. Larry waarskynlik ook, want sy lê in 'n klein bondeltjie opgevou met die kleinste van klein lappie aan haar lyfie. Hy self het net sy slaapbroek aan. Hy staan op en gooi die stopdeken oor haar, waar hy weer langs haar inkruip. Daarna vou hy haar styf teen sy lyf vas, en so raak hulle in mekaar, sy arms en kontoure aan die slaap. En word eers iewers in die oggendure wakker, toe die ooste son hulle uit hulle glaskas wakker skyn. Luka besef daar is hare in sy gesig en in sy mond. Hulle lê lepel, sy met haar gesig weg van hom af. Haar hare ruik hemels. Hy vee dit effens weg en soen haar op die agterkop. Toe draai sy na hom, maak haar hare in 'n bondel bymekaar en sit 'n laprek wat sy om haar pols hou, rondom die spul.
Skus, ek moes dit seker gedoen het voor ons kom slaap het. Nee, is nie nodig nie. Hy soen haar op die mond. Môre, kon jy darm slaap? Mens is vreemd met die beddeel ding, as dit nie iets is wat 'n mens elke dag doen nie. Ek kry gewoonlik glad nie geslaap as daar iemand by my in 'n bed is nie. Verbasend ja, ek het eintlik heerlik geslaap, sê sy. Maar shame Luka, dan was jy seker omtrent heel nag wakker. Nee, toe nie. Dit is wat dit nogal so vreemd maak. Nadat ek ons met die deken toegegooi het ek soos 'n klip geslaap. Dit was die son wat my pas wakker gemaak het, nie eens jou hare in my gesig nie. O, dan is ek baie bly. Sy hou haar gesig half toe met haar hande. En nou, vra Luka, nou moet jy nie so vir my kyk, voordat ek nie iets aan my gesig gesmeer het nie. Hoekom wil jy iets aan jou gesig smeer? Jy is pragtig, net soos wat jy is. En daaroor hoef hy darm nie te lieg nie. Jy is 'n veearts, Luka, nie 'n tandetrekker nie. Moenie so jok nie. Ek gaan vir ons koffie maak. Luka hoor op wanneer sy opstaan en 'n japon aantrek. Hy moet homself wys maak dat sy net 'n gewone vrou in haar laat 40's is, met halsskade aan haar lyfie. 'n Oulike lyfie, maar helaas, beslis nie volmaak nie. Daarom wag hy dat die gevoel van omgee en passie moet verdwyn. Hy het mos nou gekry wat hy wou. Die jag is dan nou oor. Maar dit doen nie. Dit gaan nie weg nie. Nou dat Larry in die kombuisie besig is, het daar 'n verskriklike leemte ontstaan in die bed, in sy arms en sommer in sy hart ook. Dit is lekkerder as sy baie naby aan hom is. Sal ons die koffie en beskuit ding op die stoep gaan doen? Vra Larry en pak die 2 bekers en beskuit op 'n skinkbord. Luka trek sy trui sommer so oor sy kaal bolyf aan. Hy haal die skinkbord uit haar hande en hulle gaan sit by die tafeltjie op die stoep. En voordat Luka mooi oor die aksie besin, vou sy hand oor Larry se en hy hou dit 'n oomblik vas. Vir 'n oomblik kyk hy verbaas na sy hand. Die ding het dit uit sy eie gedoen, nie eens toestemming gevra nie, nie vir Larry nie man, vir hom moes hy toestemming gevra het. Hy is nie die hande vashou tipe nie, waar val hierdie hand van hom nou uit? Daarom los hy haastig en vat nog 'n beskuit uit die pak om dit op te eet. Hulle sal die kuierding by sy familie agter die rug moet kry en teruggaan in Yatikulu toe. Tyd vir Luka om te herbereken. Gelukkig weet hy sy familie sal nie weer skimpe gooi oor hom en haar nie. Daarvoor het hy hulle die vorige keer die nodige leviete voorgelees. Larry staan eers op en gaan draai die stortse krane oop, en toe sy onder die stroom staan, bevind Luka hom saam met haar daar. Hoekom hy dit doen, weet hy nie, maar hy keer waaragtig van haar shampoo in sy een hand om en begin om haar hare te was. Dit is seker, daar is seker altyd 'n eerste keer vir iets. Dit moet net nooit in sy lewe weer gebeur nie. Maar toe haar hare afspoel, leun sy toe oë teen hom aan. Hy onthou daardie dag met die slang se spoeg, en hy wil haar net soen. Maar hy droog die water van haar gesig af, en toe soen hy haar net liggies op die mond, en, daarna, nou ja. Natuurlik kyk hy haar later simpatiek aan, toe hy sy asem terugkry. O my aarde Larry, jy gaan dalk 'n bietjie seer wees vandag. Praat met my as dit so is. Dit is 10:00 toe hulle uiteindelik oppak en gereed maak om te vertrek. Luka dra die koelboks en sy bagasie en Larry haar eie naweeksak en hulle nat handdoeke. Dit is nogal 'n stappie af na waar Luka se bakkie onder 'n pale afdakkie mos staan. Beslis is die Kraansnes huisies die plek van liefde en wittebrood, grinnik hulle, toe hulle water oorspat van die huisie wat net links en effens onder van hulle is. En toe hoor hulle 'n man se stem wat die woorde uitsteen. Liewe genade vroumens, waar was jy my hele lewe lank? Ek besef nou eers hoe lief ek jou het. Maak het regtig saak waar ek was, vra vrou se stem.
Kom ons sê liewer dankie vir die geluk wat nou na ons kant toe kom en dan maak ons die beste daarvan. Want ja, ek het jou ook lief. O, my aarde, fluister Larry, maar sy hoef dit nie eens hardop te sê nie. Sy en Luka weet albei aan wie daardie stemme behoort, Dirk en Magda. En wanneer hulle by die aftak kom waar die cruiser wag, is daar net een voertuig tussen Luka se bakkie en Dirk se Land Rover. Nie een van die twee was gisteraan daar toe Luka en Larry ingery het nie. Gistermiddag. Hulle sou Dirk se Land Rover dadelik herken het. Daar is mos 'n oortreksel met 'n buffelkop oor sy spaarwiel met die naam Inyatikulu in 'n halfsirkel om dit geskryf. Maar hoe is dit moontlik dat hulle ingery het sonder om Luka se bakkie op te merk? Gelukkig waarskynlik omdat dit reeds donker was, hoop hulle toe die twee van hulle ingery het. Ja, hulle kan maar net so hoop. Word vervolg